En ons bid saam. Here, my beker is leeg en ek verlang dat U my weer sal vul. Ja, Here, kom vul my. My liefde is soms maar lou. Kom, Here, en maak my weer warm, vurig warm. Dat my liefde sal uitstraal na hulle naby my. My geloof is nie altyd sterk nie en dit wankel tog so maklik. En ek twyfel soms, en ander kere sukkel ek om te vertrou. O Here, kom help my, sterk my geloof en vertroue. Ek is arm en U is ryk, en U het juis gekom om vir armes U genade uit te deel. Ek is 'n sondaar en U is regverdig, en daarom bly ek aan U sy. Ek het niks om aan U te bied nie, ek kan alleen maar van U ontvang. Amen. Geliefdes, ons maak ons Bybels oop by Johannes 14. Johannes 14, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, die 4de van die evangelies. En natuurlik, soos jy weet, is ons besig om te praat oor vrede. En ons tema vanaand is die gees van vrede. Natuurlik ook om aan te sluit by waar ons is in ons kerkjaar, weet ons dat dit is die naweek voor Pinkster begin. En donderdag het ons Hemelvaart en dan daarna Pinkster. En die almal weet natuurlik wat dit beteken. Dit is waar Jesus na sy Vader toe gaan. En waar hy die Heilige Gees vir ons gee. En die Heilige Gees uitgestort word, is natuurlik wat Pinkster beteken, om ons te kom bystaan, die Gees van vrede. Jy sal sien ook by Johannes 14, die opskrif by vers 1 is, Jesus gaan na sy Vader toe, en dan verduidelik hy vir sy disippels, wat nou met hom moet gebeur. En dan lees ons vanaf vers 15, die Heilige Gees sal by julle bly. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie, dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe, en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet, dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Wie my opdragte het, en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê, en my aan hom openbaar. Judas, nie Judas Iskariot nie, vra toe vir hom, Here, hoe kom dit dat U aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom, as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem en my Vader sal hom lief hê. En ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie liefhet nie, neem my woorde nie ter harte nie. En die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle, terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie, en julle moenie bang wees nie. Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly gewees het dat ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter as ek is. En nou sê ek dit vir julle, voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie meer lank met julle kan praat nie, want die owerste van die wêreld, die Satan, is aan die kom. Hy het geen mag oor my nie, maar die wêreld moet weet, dat ek die Vader liefhet, en daarom doen wat die Vader my beveel het.
staan op, laat ons hier vandaan weggaan. Net ons teksvers, vanaf vers 25, dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Dis ons teksvers en daarso sien ons duidelik die twee woorde vrede en dat die Heilige Gees die voorspraak gekom het na die wêreld toe. En vanaand is ook eintlik sodat ons sal opgewonde raak oor hierdie volgende 2 weke wat voor ons lê. Opgewonde sal raak oor Pinkster en die uitstorting van die Heilige Gees en wat daar gebeur het. En baie interessant, hierso sien ons dat daar word in lyn getrek die Heilige Gees met vrede, maar ook baie belangrik met liefde. Sien u hoeveel keer word daar in hierdie teks herhaal dat God sê ek is in die Vader en die Vader is in my en ons is in julle en die Gees is in julle, so asof alles by mekaar kom en een is. En dan ook word daar in die teks herhaal dat die wat my lief het, sal my opdragte uitvoer. Hulle sal doen wat ek sê. Dit sal ook 'n bewys wees daarvan. Op 'n ander plek in die Bybel sê dit ook baie duidelik vir ons dat in die manier hoe julle mekaar hanteer, as julle mekaar lief het, sal die mense sien dat julle disippels van my is. Dis vir die Here absoluut van kardinale belang. So om hierdie teks werklik gestand te doen en om hom uit te lê soos wat hy moet doen, is daar 3 goed wat baie belangrik is wat ons moet onthou. Die eerste een daarvan is dat dit gaan vir God alles oor die liefde. As dit nie in plek is nie, kan niks anders in plek wees nie. As ons nie die liefde van God ervaar nie, is daar geen manier hoe ons vrede gaan ervaar nie, en is daar geen manier hoe ons tevrede gaan wees nie. As ons nie op die liefde van God fokus nie, is daar geen manier dat ons vir die Heilige Gees die regte plek in ons lewe kan gee nie. Daar's geen manier nie. Vir God draai dit alles rondom die liefde. En dis wat Johannes 14 heel eerste vir ons wil kom sê. Dis asof die liefde so uit die teks uitkom spring en vir ons kom sê, as jy nie die liefde raak sien nie, gaan jy niks anders raak sien nie. Dan gaan jy verblind wees vir alles anders wat daar in die teks is. Die belangrike ding is dat die teks en God sê nooit vir ons dat hy wil hê ons perfek moet lewe nie. Hy sê nooit vir ons dat jy mag nooit iets verkeerd doen nie. Hy sê nooit vir ons dat as jy iets verkeerd doen, is jy 'n slegte kind van my nie. Hy stel ook vir ons ooit enige standaarde waaraan ons moet voldoen om in sy koninkryk in te gaan nie. Hy sê nooit vir ons, as jy hierdie en hierdie en hierdie dinge nakom, dan sal jy die koninkryk van God sien. Hy stel nooit vir ons 'n ultimatum en sê vir ons dat as jou lewenswyse nie so en so en so gaan lyk nie, dan sal jy nooit die koninkryk van die hemel kom sien nie. Die Here kom wys vir ons wat liefde beteken. Hy kom wys vir ons genade. Ons sien byvoorbeeld die van u wat nog die Bybels oop het, as jy net die eerste deel van Johannes 14 gaan kyk, daai vers 1 tot 14, net om die konteks in te bring, dan sien ons baie duidelik dat Judas se verraad wys vir ons dat hy kies teen die liefde. Petrus se verloning, hy faal in sy keuse vir die liefde. En dan word dit gelykgestel aan Jesus se naderende dood. Hy kies onverskrokke vir die liefde. So word ons weer in lyn getrek met Jesus. En ons kom agter dat God sê nie vir ons, daar sal vir jou 'n standaard wees waarby jy moet kom om my kind genoem te word of om in die hemel te kom of wat jy moet doen nie. Dis wat ander gelowe sê, geliefdes. Enige ander geloof in die wêreld gaan oor verdienste en dade en jy moet dit doen om in die hemel te kom. Ons geloof is die enigste geloof in die wêreld wat rondom genade werk, waar daar nie 'n ultimatum gestel word nie. Al wat die Here vir ons vra, is dat ons moet lief hê. Hy sê vir ons dat as jy dit snap, as jy dit reg kry om vir hom lief te wees, dan sal alles anders in jou lewe in plek val. En onthou wat ek net nou gesê het, liefde is gelyk aan vrede, is gelyk aan sy Gees wat vir ons die vrede kom gee. En jy kan dit andersom ook maak, maar by die liefde begin ons altyd. Sonder dit
is dit vir ons onmoontlik om enige van daai ander goed reg te kry. Die teks sê vir ons ook duidelik dat daar 'n eenheid is. Die eenheid van die Vader, Seun en Heilige Gees. En hy sê vir ons in vers 23 dat daai eenheid ons begin insluit die oomblik wat dit deur die Gees gebeur. Hy sê die Heilige Gees sluit julle as gelowiges in daai eenheid in van God. Want dis hoekom Jesus vir hulle op soveel plekke sê, julle sal in my wees en ek in julle. Die Heilige Gees sal in julle kom woon. Hy sal by julle kom wees. Hy sê regtig vir hulle dat God sal tot by julle kom. En hy sal in 'n hoorbare, verstaanbare taal julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. Maar die belangrike ding is dat dit moet deur liefde gebeur. Het jy al ooit gedink dat u kan doen wat Jesus gedoen het op aarde? Het jy al ooit gedink en soveel selfvertroue gehad in u geloofslewe dat u gedink het ek kan doen wat Jesus op aarde gedoen het? En as jy kop skud en nee antwoord op daardie vraag, wat meeste van ons natuurlik sal doen, dan kom ons agteruit vir sy disippels gesê met sy hemelvaart, dat ek gee vir julle die sleutels tot die koninkryk. Wie julle vergewe, sal vergewe wees in die koninkryk. En wie julle nie vergewe nie, sal nie vergewe wees in die koninkryk nie. In Handelinge sê hy vir sy disippels, gaan dan nou en doen presies wat ek julle geleer het en gewys het om op aarde te doen. Hy sê vir hulle, gaan doen wonderwerke, gaan dryf bose geeste uit, gaan bid vir mense, laat hulle gesond word voor julle oë. En die ergste van alles is, dan gaan hulle en hulle gaan doen dit. En hulle kry dit reg. Hulle doen wat Jesus vir hulle gesê het, hulle kan doen, en hulle gaan kry dit reg. Hoekom is dit dat ons vandag met Pinkster wat voor die deur lê, nie daardie selfvertroue het om te glo dat ons dit ook kan doen nie? Dieselfde Gees wat hulle in staat gestel het om dit te doen, stel elkeen van ons ook in staat om dit te doen. Wat het geword van ons geloofsekerheid en ons selfvertroue om te kan sê, ek kan ook doen wat Jesus gedoen het? Inteendeel, hy sê vir my in sy woord, ons moet doen wat hy gedoen het. Ons moet vir die wêreld wees wie hy vir die wêreld was, terwyl ons sy disippels hier op aarde is. En dan sê hy vir hulle, julle gaan dit nie alleen doen nie, en julle gaan dit ook nie uit julle eie krag doen nie, en julle gaan ook nie die eer daarvoor kry nie. Wie die eer daarvoor gaan kry, is die Gees wat deur julle werk. Dis die Heilige Gees wat ek vir julle kom gee om dit te doen. Hy sê vir sy disippels, ek stuur vir julle die Heilige Gees om vir julle die vrede te kom gee. Hy sê vir hulle, ek stuur vir julle die Heilige Gees. En met hierdie Pinkster bid ons knieë deur, laat dit werklik so sal wees in ons gemeente, om te kom doen wat jy veronderstel is om te doen op hierdie aarde. Om vir mense in nood by te staan, om vir die te bid wat op 'n siekbed lê, om bemoedigende woorde vir iemand te gee, om God se gawes te gaan uitdeel, op watter manier dit ook al moontlik is, om daar te wees vir die armes, wanneer hulle ons nodig het. Al die dinge wat Jesus vir 3 jaar lank vir sy disippels geleer het, om te gaan doen. En die ergste van alles is, toe vaar hy op na die hemel, en hy sê vir hulle, weet julle wat, ek vertrou julle om dit te kan doen. Ek stuur vir julle die helper, die advokaat, die trooster, die voorspraak, die pleitbesorger. In die Grieks is die woord, ek stuur vir julle die parakletos. Ek stuur vir julle die Heilige Gees om julle te kom bystaan. En daardie een woordjie parakletos kan ons in al daai woorde vertaal. Ons kan sê dis 'n trooster, 'n helper, 'n pleitbesorger, 'n voorspraak en 'n advokaat. Soos 'n advokaat wat iemand in 'n hofsaak bystaan, 'n bemoediger, 'n trooster en sy saak bepleit, wat vir al sy belange sorg, so doen die Gees dit ook vir ons. Romeine 8 vers 26 tot 28. Ons gaan dit nou ook op die bord sien. Ons sien hierso
dat God sê vir ons, dit is hoe ek wil hê, julle moet leef in liefde. Dis wat ek wil hê, julle moet doen op aarde, julle moet doen waarvoor ek jou gemaak het om te doen. En jy is nie gemaak op aarde om jou eie belange te soek nie, jy is nie gemaak op aarde om net genoeg geld bymekaar te maak vir jou ou dag, of vir jou kinders, of wat dit ook al is nie, jy is nie gemaak om daai werks bevrediging te kry, dat jy elke keer moet meer hê, en verder gaan, ensovoorts nie, dis alles goed en wel, en ons moet daai dryf in die wêreld hê, maar ons is gemaak om die koninkryk van God te kom uitbou. As daar een ding is, wat as ons Jesus se lewe moet opsom op aarde, as ons Jesus se lewe in een sin moet opsom op aarde, dan kan ons sê, hy het gekom om die koninkryk van God te verwesenlik. Hy het gekom om God se koninkryk te laat kom. En as ons vir onsself sê, ons wil wees soos wat hy was, ons wil doen wat hy gedoen het, dan moet ons vir onsself sê, ek het een doel in die lewe, en daardie doel is om God se koninkryk te laat kom op aarde. Ons verskillende maniere om dit te doen, maar God sê vir ons, dat wanneer julle dit doen, dan sal julle vrede ervaar. Dis net die wat hom liefhet, wat die inwoning van sy gees sal ervaar. Dis net die wat doen wat hy van ons vra uit liefde uit, waar die gees op 'n kragtadige wyse in die lewe werk van so gelowige. Ons weet ook dat die Heilige Gees is die bron van vrede wat Jesus sal gee vir elkeen wat aan hom gehoorsaam is. Iemand wat 'n skynende lig van God se teenwoordigheid in hierdie wêreld is. So 'n persoon het die Heilige Gees. En so 'n persoon wat agter die Heilige Gees aanloop en na die Heilige Gees se stem luister en doen wat die Heilige Gees vir hom sê om te doen, vir hom of haar sê om te doen. So 'n persoon vind daardie vrede. So 'n persoon is iemand wat dan tevrede is met hulle lewe. So 'n persoon is iemand wat agterkom, ek doen wat ek veronderstel is om te doen in hierdie wêreld. Het u dit al ooit gevoel, dat wanneer u die naaste is aan die Here as wat u nog ooit in die lewe was, wanneer u gebind is aan die Here en wanneer dit goed gaan met u geestelike lewe? Vanoggend het Dominee Johan so 'n mooi beeld gebruik en hy het gesê, as jy vir iemand vra hoe dit gaan en daai persoon sê vir jou, ek is op 'n goeie plek in my lewe. Om op 'n goeie plek in ons lewe te wees, het alles te doen met ons verhouding met die Here. Dit het nie met materialisme te doen nie. Dit het nie te doen met waar ek bly, of wat ek ry, of waar ek werk, of hoe dit in my lewe gaan nie. Dit gaan oor ons verhouding met die Here. En nou wil ek hê, u moet vir my wys, en vir my u hand opsteek, dat in die tye toe u die naaste aan die Here geleef het, en toe u op 'n goeie plek in u verhouding met die Here was dit nie die tyd in u lewe, al was dit dalk in 'n moeilike tyd in die lewe, was dit nie die tyd in die lewe wat u die meeste vrede ervaar het, wat u nog ooit ervaar het. Wys asseblief vir my, wie kan daarvan getuig dat dit wel so is? U sien, elkeen van u het dit al ervaar. Elkeen van u, en as ons nou 100% eerlik met mekaar moet wees, dan moet ons vir mekaar sê, om daardie vrede te ervaar, dit lê alles in ons verhouding met die Here. Dit lê alles in die Heilige Gees se werk deur ons lewe. Nog 'n klein toetsie wat ons dalk kan doen, ook met 'n wys van hande. Wie van u het al die meeste vrede in u lewe ervaar, as u iets gedoen het wat u weet in ooreenstemming met die woord van die Here was? Met ander woorde, u het iets vir iemand gedoen, sonder om iets terug te verwag, of soos die Engelsman sal sê, 'n act of random kindness gedoen. U het een van u gawes dalk gebruik, al het u dalk nie geweet u het hom nie, vir iemand anders, omdat die Here vir u gesê het om dit te doen. En as u daar wegstap, dan voel u, wow, dit was nou kragtig geweest, want ek het gedoen wat die Here vir my gesê het ek moet doen. En die oomblik toe ek dit doen, toe voel ek, sure, dit was nie deur om te ontvang nie, dit was deur te doen en te gee wat die Here vir my gesê het ek moet gaan gee, of ek moet gaan doen. Wat u daar wegstap en u voel, nou is ek op 'n goeie plek in my lewe. Hierdie is die vrede wat ek altyd wil ervaar. Wie kan daarvan getuig? Wys vir my met die hande.
goed. U sien, as u langs 'n siekbed gestaan het, of as u vir iemand gaan bid het wat in 'n moeilike tyd was, of as u vir iemand gaan kos vat het wat werklik deur 'n moeilike tyd gaan en hulle het nie krag om self nou kos te maak nie en u bring net iets warms daaraan, of vir iemand wat nie kos in die huis het om te eet nie, en u kom nou aan en u sien die vreugde in hulle oë en amper die trane wat van hulle wange afrol omdat u vir hulle iets beteken het. As u daar weggestap het, wat was die gevoel wat u in die binneste geleef het? Kan ons sê dit was 'n gevoel van vrede? Dit was 'n gevoel van absolute, soos die Engelsman sal sê, u was content gewees met u self. Dis so asof u voel, asof die Here net met sy hand op die skouer kom staan en sê, my kind, dis wat ek wou gehad het jy moet doen. Jy het my vandag ontsettend trots gemaak. Dit is wat jy moes gedoen het, en dis wat ek wou gehad het jy moet doen. U sien, want as dit gebeur, dan raak Filippense 4 wat ons vanoggend gelees het, 'n absolute werklikheid in ons lewe. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Die fout wat daar net al te veel keer gemaak is met hierdie teks, is dat ons dink hierdie teks gaan oor my behoeftes. Dit gaan oor wat ek wil hê. Dit sê, ek hoef nie besorg te wees oor enigiets nie, maar ek moet my begeertes aan die Here net bekend maak, en hy sal vir my alles gee wat my hart begeer. Die ironie van dit alles is as ons hierdie teks gaan lees, 99% van die kere kom sê God in daai gebed en smeking en danksegging vir u iets oor u naaste, nie oor u self nie. Hy kom sê daar vir ons, dit wil ek hê moet jy gaan doen vir jou naaste, nie vir jouself nie. En dink, kan jy jouself nou net indink as elkeen van ons so geredeneer het, en gesê het, maar hoor, hierdie teks gaan nie oor my nie. Ek wil nie besorg wees nie, en ek wil my begeertes deur gebed en smeking en danksegging aan God bekend maak vir wat ek vir iemand kan beteken, nie vir wat die Here vir my kan gee nie. As ons hierdie teks deur die lens moet kyk, dat ek wil dit vir die wêreld gaan doen, ek wil God se koninkryk laat kom in die wêreld, nie vir my eie begeertes, want dit gaan nie oor my nie, my geloofslewe gaan nie oor my nie, dit gaan oor God eerstens en my naaste soos myself. Wat is dit wat u vir my wil kom sê van dit? En die ironie is, as dit dan gebeur, en soos ons nou gesê, die Here stuur u na iemand toe, of hy werk deur u kragdadig met u gawes, en u gaan doen wat ons veronderstel is om te doen, en die Here werk deur ons, dan sal die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, oor die hart en gedagtes die wag hou in Christus Jesus, en elkeen van u het die hande opgesteek, en kan daarvan getuig. God se vrede werk die beste deur ons, wanneer dit nie oor onsself gaan nie. God se vrede bly binne ons, as ons maniere soek, om ons naaste te dien, en ons naaste, soos ons gesing het, hoor as onsself te ag. Dis dan, wanneer daardie tevredenheid, daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan, werklik in ons binneste kom leef. Dis dan, wanneer ons dit die meeste sal ervaar. En dit is hoe ons tevrede kan wees in ons lewens. Dit is as ons gaan oefen, om in ons lewe te vra, maar waar kan die Here my gebruik, en op watter plek wil hy my hê? Want dit is dan, wanneer ek daai vreugde ervaar. U het net nou almal die hande opgesteek, en u het gesê, dit was so in u lewe ook, toe u deur God gebruik is, en u het daardie gesigsuitdrukkings op iemand anders gesien, toe u werklik 'n verskil in 'n lewe gemaak het, en dit het die vrede vir my gebring, wat alle verstand te bowe gaan. Ons kom dan agter, dit is om God se koninkryk uit te brei na buitentoe. Dit is waar ons tevredenheid lê. Dit wat Dominee Johan gesê het vanoggend was so uitstekend geweest, toe hy gesê het dat die oomblik wat dit oor onsself begin gaan, sal hy nooit tevrede wees nie. Alles wat hy vanoggend aan die negatiewe kant genoem het, waar dit oor onsself gaan, sal nie vir jou vrede gee nie. Hoekom? Want dit gaan oor jouself. Dit gaan oor wat kan ek hier uitkry. Toe u die meeste vrede in die lewe ervaar het, was dit toe u gevra het, wat kan ek hier uitkry, of wat kan ek vir iemand anders beteken? Dit was gewees toe ek gevra het, wat kan ek vir iemand anders gaan beteken? Want tevredenheid
En die Gees wat vrede in ons lewe bring, gaan daaroor om te doen wat die Here wil hê ons moet doen na buitentoe. Om dade te doen wat vir mense iets beteken, waar dit nie oor myself gaan nie. Waar ek nie wil hê nie, maar waar ek wil gee. Waar ek wil uitdeel eerder as om te ontvang. Dis daar waar sy vrede lê. En met hierdie Pinksterreeks wil ek u uitdaag. Met die uitstorting van die Heilige Gees moet ons grootste begeerte wees dat die Here vir ons daai liefde sal kom leer wat deur sy Gees tot vrede sal lei. Jy onthou in die begin het ek gesê daar's 3 begrippe uit hierdie teks uit Johannes 14 wat baie belangrik is. Die eerste een is dit gaan alles vir God oor die liefde. Die tweede een is dis die Gees wat deur ons werk na buitentoe. En as die Gees deur ons werk na buitentoe, dan bring dit vir ons vrede. Liefde, Gees en vrede. Absoluut van kardinale belang om tevrede te wees in ons lewe. Want ons kom agter, dit gaan nie meer oor my begeertes nie, dit gaan nie oor wat ek wil hê nie, dit gaan oor waar wil die Here my gebruik. Wat wil hy in hierdie Pinksterreeks sê moet ek doen? Wie moet ek nooi uit my wijk uit om ook te kom ervaar wat ek besig is om te ervaar? Want ek wil dit uitdeel. Ons wil dit vir ander mense ook laat ervaar. Ons wil dit uitdeel na buite. Ek wil dit nie net vir myself hou nie, maar ek wil dit gaan uitgee. Mag ons in hierdie Pinksterreeks daardie vrede ervaar, omdat ons weet ons doen wat die Here van ons verwag. Omdat ons doen wat die Here wil hê. En beduidend uit Johannes 14 uit ook, sê hy daarso dat as julle my liefhet, sal julle doen wat ek vir julle sê om te doen. Dit is hoe liefde bewys word. Nie net aan God nie, maar ook aan ons naaste. Want dan kan ons sê, ek is op 'n goeie plek in my lewe. Ek kan net op 'n goeie plek in my lewe wees as ons geloof in Jesus Christus in dade van liefde na die wêreld toe oorgaan. Want dis dan wanneer ons God se vrede ervaar. En dit is sonder twyfel wanneer dit met mense die beste gaan. Ek wil die los met die volgende vers uit Romeine 8 uit, deur vir u te sê dat u is nie alleen as u dit doen nie. U is nie alleen, ons is nie alleen op hierdie pad nie. Maar die Heilige Gees wat vir ons daai vrede gee, staan ons elke keer by in ons swakheid. Romeine 8 vers 26 en 27 sê vir ons, die Gees staan ons in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Daardie harte deurgrond en die wil van God sê vir ons baie duidelik dat die Here weet wat in ons harte aangaan. Hy weet wat is die motiewe hoekom ons sekere dinge doen. En as die motiewe oor onsself gaan, dan bring dit ontevredenheid. Dan bring dit onvergenoegdheid. Ek is nie tevrede met waar ek nou in my lewe is nie. Maar as ons motiewe reg is, dan is ons motiewe volgens die wil van God. En dan weet ons, die Gees pleit vir ons dat ons die regte ding moet doen. So geliefdes, dit is duidelik. Ons kan net daardie vrede ervaar as ons doen wat die Here van ons verwag om te doen. En die grootste daarvan is die liefde. Amen. Here, dankie vir u woord. Dankie dat ons kan weet, u leer vir ons die 3 groot begrippe uit Johannes 14 uit. Dat ons weet eerstens dat dit gaan oor liefde. U sê vir ons dat ons u moet lief hê en ons naaste soos onsself. Ons sien ook dat u stuur vir ons dan u Gees, soos ons nou ook in die volgende 2 weke gaan vier. En o Heilige Gees, dankie dat u ons in staat stel om na buite te doen met u gawes wat u vir ons gegee het, wat ons veronderstel is om te doen, want dit is wat vir ons vrede gee. Here, help dat ons daardie uitdaging, soos ons vanoggend ook gehoor het, sal gaan lewe, om tevrede mense te wees. En Here, help dat ons daardie begeerte in ons hart sal kry, dat om tevrede te wees, sal ons net kry deur te doen wat u wil hê ons moet doen. Here, ons weet, elkeen van ons wat hier sit, het 'n getuienis, dat dit die beste met ons nog gegaan het, as ons gedoen het wat u wil hê ons moet doen. As ons vir mense iets beteken het, het ons u vrede ervaar. En ons weet, u vrede kry in ons lewe gestalte, wanneer ons doen wat u Gees vir ons sê ons moet doen.
Maar Here, dankie vir u woord. En dankie vir ons gemeente. Dankie dat ons kan uitsien vir hierdie volgende 2 weke wat voor lê. Van donderdag aand af wil ons aan die voete kom sit en net luister wat u vir ons wil sê. Help dat ons Pinksterreeks u naam sal groot maak en verheerlik. En help dat hierdie Pinksterreeks in NG Noord in 2016 werklik 'n getuienis sal wees dat ons na buitentoe u koninkryk wil laat kom. Dat ons grootste doel met dit sal wees. Dat ons sal oorgaan in dade en die koninkryk sal laat kom in ons gemeenskap. Dat Volkwil sal besef dat om u koninkryk uit te bou is die belangrikste ding wat ons in ons lewe kan doen. En laat ons gemeente dit ook so sal gaan doen. Here, dankie dat ons met tevrede harte hier kan uitstap vanaand. Dat u vir ons daardie vrede kom gee, as ons weet ons wandel in die wil. As ons doen wat u wil hê ons moet doen, dan ervaar ons daardie vrede. Here, ons wil bid vir elkeen op ons voorbereidingslys ook hierdie week. Die mense wat aansterk by die huis na operasies en siekte, die mense wat dalk 'n moeilike week het wat voorlê met die begrafnis. Ons bid vir elke gesin in ons gemeente wat dalk fisies, emosioneel of geestelik deur donker dieptes gaan. En soos ons vanoggend ook gehoor het, uit u mooi psalm uit, dat u is by ons. U beskerm ons deur al daardie donker dieptes. Ons sal nie bang wees nie, want u is by ons. Here, ons vra dat alles nie omdat dit verdien nie, maar omdat u vir ons daardie vrede kom gee. Amen.